Goeiemôre julle. En dis regtig lekker om Kersoggend hier by mekaar te wees, lekker saam te sing, saam nagmaal te geniet. En ons wil net na die woord van die Here toe draai. En as ons na die woord van die Here toe draai, wil ek julle net so vinnig intrek in die storie wat in my kop aangaan. Ons het 'n reeks gedoen terwyl ek hier was, en 'n week voor dit was ek bietjie weg, maar ons het 'n reeks gedoen oor wanneer God naderkom. En ons het gaan kyk na die herders en die wyse manne, en die herders het voorberei en baie geld uitgehaal en baie moeite uitgehaal en baie effort ingesit om Kersfees te beleef. En dan het jy die herders en hulle het niks ingesit nie. Hulle was sommer net vinnig vir 'n uurtjie of so daar, hulle het niks betaal nie, dit was nie moeite nie, hulle het nie ver gereis nie, was nie beplanning nie. Maar al twee groepe wat God beskik het om te kom, het dieselfde ervaring gehad. Hulle het 'n baba aanbid. Hulle albei het Jesus gesien. Albei groepe het by die doel uitgekom wat ons elke mens by moet uitkom. Hulle het hulle knie gebuig. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, of jy 'n herder is en of jy 'n wyse man is. Elke knie sal buig. En laasweek het ons basies net stil gestaan en gaan kyk na die eerste Kersfees in die tydlyn na Jesus in die jaar 204. Vergeet van wat die wêreld soms sê daar buite oor Kersfees en is 'n heidense fees, is nie waar nie, hulle jok vir jou, dit is Christene wat gesê het, hierdie is nie net God wat gekom het en op 'n kruis en toe verdwyn hy weer soos al die ander gode wat net kom vir 'n oomblik en iets kom doen en verdwyn nie. Nee. Hierdie Paasfees, Jesus, hy het by ons kom bly. Hy was gebore soos ons, het geleef tussen ons, het gebly met ons, hy's 'n hoëpriester wat ons medelee ken, daar's 'n datum wat hy gekom het, en dit maak hom belangrik. En dit sit hom in dieselfde vlak as baie van die keisers en die konings wat hulle self as gode gesien het in hulle dag. Jesus was meer, hy is God, ware God. En dit het die leiers van die tyd kwaad gemaak in die jaar 200, en ons het laasweek daarna gaan kyk, hoekom is Kersfees so belangrik? Want dit maak Paasfees meer as spiritualiteit. Dit maak dit 'n realiteit, en dit is so mooi. Nou vanoggend wil ek dan stil staan by, nie miskien Matteus en Lukas se Kersfees storie nie, meer geskiedenisverhaal uit die 'n paar honderd jaar na Jesus nie, maar vir my een van die mooiste vertellings van Kersfees, Johannes. En Johannes vertel die Kersfees storie so mooi. Ek wou eers na Paulus kyk, dink nee, Johannes vertel dit vir my baie mooi. En hier's wat Johannes op fokus. Hy fokus nie op die detail, alles wat gebeur met die Kersfees storie nie. Hy fokus op iets anders. En ek wil julle met hierdie hoor. Tydens Kersfees, en dink 'n bietjie hieroor. Tydens Kersfees, die heel eerste Kersfees, en dis die waarheid vandag nog steeds. Niemand verwag Kersfees nie. Niemand verwag dat God na ons toe moet kom nie. Niemand nie. Julle weet die skrifkenners was nie besig om te wag vir God om op te daag nie. Hulle het die wyse manne geïgnoreer. Selfs die skrifkenners wat Daniël se briewe goed geken het, niemand het gewag vir die Messias om gebore te word nie. Die kultuur in daai dag was nie dat God na ons toe sou nader nie. Die Griekse en Romeinse godsdiens wat ingesyfer het in die Joodse godsdiens, was dat ons na die gode toe moet beweeg. Dit was dat ons moet leef op 'n sekere manier sodat ons by hulle kan uitkom. En vandag nog is daar duisende Christene wat so leef. As ons goed genoeg leef, dan kan ons gaan. En dis wat die moslems glo, dis wat die Jode glo. As ek net al hierdie dinge doen, hierdie 7 pilare volg, hierdie ritueel, hierdie dinge, hierdie 10, as ek net hierdie doen, dan bou ek vir my 'n paadjie en dan vind ek myself tussen die gode. Kersfees is so anders, dat as jy dit nie verstaan nie, mis jy dit heeltemal. Dis nie oor ons wat na God toe gaan nie. Inteendeel, toe Kersfees plaasvind, is dit so interessant dat die doodsvonnis op mense geplaas was wat praat oor Kersfees. Eers 400 jaar na Christus was die doodsvonnis opgelig oor mense wat Kersfees vier. Dis wat laasweek se boodskap so besonder maak. Jy kan nie praat oor God wat na ons toe kom nie. Nee. Die leiers van die dag word gode en jy word 'n God. Kersfees sê,
Hy het na ons toe gekom. Dink aan die toring van Babel. Niks het verander nie. Van Genesis 11, want die Bybel begin in Genesis 12. Van Genesis 11 voor Abraham, met die toring van Babel. Dink 'n bietjie. Gaan, vul hierdie aarde. Ek sal julle naam groot maak. En ons sê, nee, ons bly net hier en ons maak ons eie naam groot. En ons bou 'n toring wat tot in die hemel in bereik. So aan die ander woorde, ek bou my eie moraliteit en ek maak dit hemel toe. En niks wat jy kan doen gaan ons raak nie, want ons is bo jou vloedlyn. Kersfees draai ons eet van die boom van kennis en goed en kwaad op sy kop. Ons kan nie soontoe gaan nie. En hy het dit geweet. Hy weet dit. Daarom Kersfees, want ons kan nie ons pad opmaak nie. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hulle almal vertel vir ons die storie oor God wat na ons toe kom. En die laaste plek wat mense vir Kersfees sou soek, was in Judea. Ek het hier al gepreek, ek dink, weet nie, ek is so in my kop, ek wil klaar, maar onthou, Judea is die armpit van die Romeinse regering. As jy 'n kaart sien, sal jy verstaan, ek so mal oor aardrykskunde geskiedenis, maar die hele kaart van die Romeinse regering maak so draai om die Mediterraanse See. En die woestyn, agterkant, amper sê ek 'n lelike woord in kerk, die agterkant van die Romeinse regering, was hierdie armpit, hierdie woestyn, hierdie plek waar mense net beklei, en as jy al ooit tussen Moslems en Arabiere en Jode was, dan verstaan jy, hulle is net 'n hardkoppige, moeilike mens, nie dat ons dit sal verstaan nie, maar dis net moeilike mense om mee saam te werk, en dit was die armpit van die samelewing, en niemand wou in Judea gaan bly nie. As sy Romeinse offisier soontoe gestuur was, dan was dit 'n straf, of sy laaste kans. Niemand wou daar wees nie. God sou nie daar opdaag nie. Hy sou in Alexandrië, in die pragt van Egipte, met sy groot biblioteek opdaag. Of in Rome met al sy geboue. Hy sou opdaag in Babylon met sy asemrowende pragt en riviere. Hy sou nie in Judea opdaag nie. So niemand soek God daar nie. En ons soek God in verkeerde plekke. Hoeveel Christene soek hom in groot kerke met mooi musiek en asemrowende hoendervleis en die mooiste kommunikeerders en die mooiste kandelare, en ons soek hom in die verkeerde plek. Ons ontvlug ons chaos by die werk en die huis om God te kom soek in mooi kerkgeboue, en dis nie waar hy gebore word nie. Ons wil wegkom van die chaos van die wêreld en alles wat breek en siek is en seer is. Niemand soek God waar hy eintlik is nie. Niemand het hom verwag nie. Nie vir 'n loonarbeider en sy verloofde klein tiener meisie nie. Ek weet, dis scandalous. Sy was eers getroud nie, nou het sy 'n baba. Niemand kyk daarna nie. Dis die laaste plek waar jy 'n God sou soek. En tog is dit presies waar jy hom kry. Waar soek jy God? Wat is jou godsdiens? Wat maak jou nader voel aan God? En Kersfees bring jy op jou knie waar jy hierdie vraag moet vra, en dis wat Johannes ons wil by uitkom in sy evangelie, is hy wil vir ons vertel, pas op wat jy met Kersfees maak. Pas op wat jy met Kersfees maak. Niemand het die eerste Kersfees verwag nie. En so, die apostel Johannes is 'n besonderse mens, vinnige inleiding, julle ken hom, ek wil nie tyd daaraan spandeer nie, maar hy is een van die heel eerste disippels, né? Hy is een van die heel eerste disippels, Petrus, Simon, Johannes, Jakobus, en hy is 'n vissermannetjie, en wat gebeur is, hy word geroep om Jesus te volg, en hy is miskien meer die statige, en hy het Johannes die Doper gevolg, hy was iemand wat diep in sy godsdiens was, alhoewel hy kon nie kerk toe gaan nie, want hy was 'n visserman, maar hy het gehou van die Torah 10:1, en hy het Johannes die Doper gevolg, en hy het Jesus gevolg. Ek sien hom altyd as die kalm een, en Petrus as die crazy een, né? Maar tog het selfs Johannes ophou glo in Jesus, en toe weer geglo in Jesus, en toe ophou glo in Jesus, en toe weer geglo in Jesus, en toe gaan Jesus dood, en hy's die enigste een wat by die kruis staan. En Jesus sê, kyk na my ma. Jo, moeder, hier is jou seun, seun, hier is jou moeder. Wat 'n stories het Maria hom vertel? Wow. Hy is die een wat sy kop op Jesus se bors neersit toe hulle wou skinder oor Judas. Julle ken dit, ons het soos skinder, né? Ja. Wist dit, vertel ons Jesus, ons wil ook weet, die gossip. En wat was nie Johannes nie, dit was Petrus, Johannes, vind vir ons uit, wist dit.
met die glasie wyn in sy hand. En so Johannes gaan lê met die versoek van Petrus op Jesus se borskas. Die disipel wat Jesus lief gehad het, skryf hy oor homself. Hoe arrogant moet jy wees om dit oor jouself te skryf? Dis die enigste evangelie waar jy dit lees, hoor, is in sy eie evangelie. Die disipel wat Jesus lief gehad het. Jesus, van wie praat hy? Nou, ek sal jou sê, Johannes, want jy's my blue-eyed boy. Die punt is net, hy was besonder. Selfs Petrus was jaloers op hom. Gaan lees die laaste hoofstuk van Johannes se evangelie. Maar Johannes gaan vang ook vis toe Jesus dood is. Hy weet ook nie wat om met homself te doen nie. Hy hardloop ook saam met Petrus in die graf in, maar hy gaan nie eers in nie, hy staan buite. Respekvol vir 'n graf en die vrees vir wat hy gaan sien. Die bene wat daar lê, die lijk wat stink. Hy staan buite. Hy onthou nog Lazarus se storie, maar hy staan buite. Petrus hardloop in. En toe stap Johannes in en hy sien die lappie opgevou. En die lijk is weg. Johannes. Die laaste ding wat die Romeinse regering wou gehad het, is nog 'n martelaar. En so hulle vat Johannes toe Maria dood is en hy begin oral spreek en vir almal alles vertel wat hy weet en hy's een van die heel laaste disippels wat nog leef en hy loop rond en vertel vir almal. En die laaste ding wat hulle soek is 'n martelaar, aangesien meeste van die disipeltjies al dood is, skryf hy briewe en hy stuur hulle reg oor die Romeinse wêreld. Tonne briewe, tonne en tonne van hulle. En 3 van hulle is behou, Johannes 1, 2 en 3 Johannes. Maar hierdie man was baie aktief en hulle het hom baie probeer doodmaak en God het hom aan die lewe gehou. Besonderse man, hoor. 'n Besonderse man. Maar wat ek vir julle op wil laat stil staan, is die begin van sy brief. Hy begin sy brief met hierdie woorde, julle ken dit, is baie bekend. Johannes 1 vers 1. In die begin. In die begin. Genesis. Hy begin by Genesis. In die begin. Dis die woord vir Genesis. In die begin. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En ek wil julle net stop vir 'n rukkie, met die vrees dat ek julle sal verveel, en die hoop dat julle die diepte daarvan sal agterkom of hoor. Die woord in ons Bybels is mooi, dis die beste woord, ek kraak nooit die Bybelvertalers af nie, hulle doen asemrowende werk, moet nooit 'n Bybelvertaling afkraak, tensy dit 'n horribale ver langs ene is nie, maar daar's nie 'n mooier woord wat hulle kon gebruik as woord nie, maar die woord is 'n woord wat nie werk vir die woord wat daar moet staan nie. Want in ons taal maak dit nie sin nie. Die woord het vlees kom word. Die woord is logos. En wat jy eintlik aan moet dink as Johannes skryf, wanneer hy hierdie neerpen, wil ek julle intrek in Kersfees en ek wil julle moet verstaan wat hier aangaan en hoekom dit so arrogant, so verafgaande, hoekom die ou in 204 Hippolytus en almal doodgemaak is wat begin in Kersfees glo het. Hoekom Kersfees so scandalous was, so arrogant was. Want wat Johannes hier skryf is nie net die Bybel het vlees kom word nie. Nee, jy mis die punt want ons verstaan nie wat daar aangaan in die omgewing nie. Die logos. Die mooiste manier miskien om daaraan te dink is om te dink aan 'n logo, net waar die woord logos vandaan kom. 'n Logo verteenwoordig die maatskappy. Maak dit sin? Die logo verteenwoordig die maatskappy. Ek wys net vir jou 'n swish teken, Johan, wat sê ek, né? Nike, jy weet dit, né? Jy wys net 'n logo. As ek 'n golfie ergens deesdae plak, so 'n blou golfie, daai ene wat net heel aan die begin van die bestaan deur 'n jong mannetjie gemaak was vir ons. As ek daai logo sien, dan weet ek dis lief. Logo verteenwoordig 'n baie groter element en dis die woord logos. En logos is meer as net logo. Dis die woord logic, dis die woord logika. Dis die verstaan agter die ding. Die verstaan agter die groter beginsel. Die logika oor hoe om 'n plug te ruil. Wat my skoonpa dink ek veronderstel is om te weet en ek verstaan nie lekker nie. Die logika om 'n handyman te wees en goed te laat werk met hierdie vingers wat deur 'n Bybel blaai. Om logika te hê om iets reg te doen maak jou kwaad. Kan jy nie dit sien nie? Kan jy nie verstaan nie? Logika. Die hoe agter die ding. En toe Johannes dit skryf is hy 'n ou man.
Hy's 'n ou man wat in verskillende plekke met Maria gaan bly het en hy's wyser as wat hy was toe hy 'n visserman was. Hy het die briewe van Paulus al gelees. Hy het gelees hoe Paulus gaan beklei het in Athene met die wyse Griekse filosowe in die Agrippulus. Hy het Paulus se briewe al gelees. Hy het wyser geword. Hy sit in tronkselle en lees en skryf. Hy is wyser as wat hy was toe hy 'n jong seentjie was. En in sy dag, in Johannes die apostel se dag, was dit 'n tyd van Grieke en Romeine, van denkers. Hulle was moeg vir hulle gode. Die tyd was ryp vir Christus om God te word, want die Grieke en die Romeine was moeg vir Zeus. Te veel, dink aan ons dag, te veel ateïste, te veel wetenskaplikes, te veel mense wat sê daar's nie 'n God nie, evolusie, miljoene en miljoene jare. Te veel mense het begin om die gode klein te maak, dat minder mense in die gode begin glo het, want die filosowe het gesê, die gode, en hulle wou nie die gode kwaad maak nie, maar daar's iets agter die gode. Daar's iets agter ons gode, Zeus en Artemis en Athena en Hades en al hierdie gode wat hulle opgemaak het. Hulle sê, daar moet iets agter hierdie gode wees wat ons die hele tyd so oor praat, want hulle as denkers, moet net ek julle verveel nie, want hierdie is belangrik, want ons leef tussen mense wat oor hierdie goed vandag nog dink 2000 jaar later. Daar is iets in hierdie wêreld wat 'n kompas is vir my, of ek nou glo in God of nie. En die dinge wat vir my soos 'n kompas staan, ten spyte van Mohammed en Jesus en Krishna en al hierdie, of wat ook al aangaan, is hierdie 3 beginsels. Goedheid, wysheid en geregtigheid. Elke mens vra die vraag rondom hoekom is ons hier? Wat is reg? Wat is verkeerd? Wat is justice? Help my om te verstaan, wat is dit om wys te leef, want ek is so moeg om dieselfde foute oor en oor te maak, en meeste mense spring in 'n godsdiens in, want hulle soek antwoorde vir hierdie 3 goed, en die slim denkers, die stoic mense, die mense wat gedink het oor die wêreld, het na hierdie 3 vrae gekyk en gesê, ons gode, pas nie by hierdie 3 woorde in nie. Hulle het begin sê in Johannes se dag, Zeus is alles behalwe daai 3 woorde. Hy's 'n womanizer, hy jok, hy kill, hy bedrieg, hy lieg. Hulle het begin raak sien dat hulle gode is alles behalwe heroes na wie toe ons moet opkyk. Hulle het begin afkyk op hulle gode in die tyd van Paulus en Johannes. Hulle het begin agterkom en begin sê, en van hulle was doodgemaak vir dit, dat het ons dalk die gode gemaak na ons beeld. Want ons is bedrieërs, en ons is leenaars, en ons kill, en ons womanize, en ons drink, en ons hou party, en ons doen al hierdie goed. Doen ons dit omdat die gode so is, of het ons die gode gemaak na ons beeld? Sien julle hoe kom Paulus opdaag, en hy sê, ek sien julle is godsdienstige mense. Ken julle dit? Handelinge 17, 18, waar was dit? Ek sien julle is godsdienstige mense. Julle glo in so baie gode. Kom ek vertel van julle van die God wat julle nie ken nie. Want hulle wou geweet het, is daar 'n beter God? En so Johannes vat 'n pen in sy hand en hy gaan begin praat oor Jesus en hy skryf en hy sê Logos. Wat is agter julle denke? Wat is agter julle gode? Julle dryf vir geld en sukses en rykdom en huwelik en kinders en 'n toekoms en 'n aftrede en 'n erfenis. Wat is agter jou goedheid en wysheid en regverdigheid? Wat lê agter daai dinge? Logos. Logic, logika, 'n logo, iets wat dit verteenwoordig. Iets meer werklik as wat jy dink. Logos beteken basies hierdie 3 dinge. Rede, orde, betekenis. Hoekom iets bestaan, hoe iets saamkom, dis mooi Kolossense, in Jesus word alles saamgebind, alles kom saam. Hoekom iets bestaan, hoe dinge saamkom en waarheen dinge op pad is. Hoekom is ek hier? Wat is die doel van my lewe? Al die vrae wat jy vra, wat jou vriende vra wat nie Christene is nie. Julle wat dalk vandag hier sit en jy's net even as familie, maar Kersfees het nog nie in jou 'n waarheid geword nie. Al hierdie vrae wat ons vra, it's Logos vrae.
Jong mense wat op universiteite sit en worstel met die goed en hulle professors vertel hulle 'n klomp nonsens. Hulle worstel met logos vra. Hulle is denkers en jy moet nooit 'n denker afkraak omdat jy nie genoeg dink en net sê, hoe die Bybel sê, kom ons glo net. Nee, logos. Logic. The logo of what matters. En hy skryf, hy tel sy pen op vir 'n wêreld wat begin om meer te dink en nie in superstisie te begin glo nie. En hy tel sy pen op en hy sê, die logos, dit wat oor julle dink, dit wat oor julle praat, dit wat julle oor redeneer. Dit is mooi. Die logos, sit dit weer op die bord, is dit op die bord, ek wil dit weer opsit. Die logos, sit vir my daai vers op. Wil jy ons moet dit sien. Dis van die begin af daar. Dit was nog altyd iets wat by God was en om te verstaan wat is logies moet jy by God begin. Jy sien die skole, die universiteite haal God uit en dan wonder ons hoekom alles agteruit gaan. Jy moet begin by God. 'n Skool moet sy dag begin met skriflesing. Jy moet jou dag by jou werk voordat jy 'n besigheidsvergadering het, begin met logos, wees met my want ek kan nie doen wat ek moet doen sonder jou nie en as ek dit doen gaan dit in elk geval niks beteken nie. Daar gaan die logika wees agter hoekom ek so baie geld maak of sukses behaal nie. Vir wie los ek dit? Wat doen ek daarmee? En so dit alles begin by God want dit is God. Dit is God. Hy skryf in vers 14. Die logos het mens geword. Hierdie logika waaroor die wêreld dink, Kersfees is belangriker as wat jy dink. Moet nooit Kersfees afskiet nie. Want hierdie denke, hierdie konsep oor hoekom ons hier is, dit het vlees kom word. Die filosofe wat heeldag sit en dink, die professors, die slim mense wat heeldag dink oor die lewe, daai denke het vlees kom word. En dit het tussen ons kom woon. Dit het kom rondhang tussen ons. Dit was nie iets misties wat jy op 'n berg in Indië tussen 'n guru kry wat heeldag net sit en dink oor goed nie. Jy het nie gegaan tussen 'n klomp slim mense. Dit was tussen gewone mense. Hierdie slimmigheid van die wêreld het tussen gewone mense kom rondloop. En sy wysheid vir gewone mense kom deel. Wysheid was nie meer in die hand van die super slimmes nie, dit was in die hand van vissermannetjies en prostituie en leegleiers. En dit het nie sin gemaak vir niemand nie, het maak nou nog nie sin nie. Die logos het tussen ons kom woon. As hy sê ons, praat hy nie van jou nie. Johannes is baie arrogant in wat hy hier sê in die tens wat hy gebruik. Hy sê ons, ek, Petrus, Timoteus, ons wat hom gesien het, hy tussen ons kom bly. Hoekom doen hy dit? Hy wil sê, luister na my. Hierdie dinge waaroor jy wonder en luister iets en as daar 'n sin en hoekom gaan dinge so verkeerd? Is daar betekenis agter alles? Ons wat ons vra, hy sê, ons, hy tussen ons kom bly. Ons is so bevoorreg. Ons het hom gesien, saam met hom geëet, saam met hom geworstel, dan het ons hom geglo, dat ons hom nie geglo nie, dat ons hom verstaan, dat ons hom nie verstaan nie. Dan het hy gesond gemaak, dan het hy weggeloop van siekes, dan het hy mense kwaad gemaak, dan het hy mense bly gemaak. Ons het tussen hom gebly, hy het tussen ons kom bly. Ons moes ons huise vir hom oopmaak. Ons moes hom slaapplek gee. Ons moes hom voer. Ons moes hom soms beskerm. Hy het tussen ons kom bly. Maar hy skryf hier as 'n ou man, waar hy terugkyk en sê, ek verstaan dit. Hierdie mens was alles. Hy was die alles agter alles. Hy was die logika, die denke, die verduideliking van ons bestaan. En dit het tussen ons kom bly. Hoe simpel is die mense wat so redeneer oor die wêreld op hulle hoë heilige plekke? Terwyl Kersfees kom, in jou huis, daar waar jy is, in jou sitkamer. But Mary, did you know? Mary, did you know? Weet jy dit? Johannes sê, ek wil jou oortuig. In sy tweede laaste hoofstuk, Johannes 20:30, sê hy, ek skryf hierdie sodat jy sal glo. Ek skryf hierdie sodat wat ek gesien het,
Nie wat hy geglo het nie. Hy sê, sodat wat ek gesien het, jy sal glo. Want Jesus het gesê, beter is hy wat glo en nie sien nie as hy wat sien. Hy sê, ek het gesien, ek skryf hier sodat jy sal glo. Die Logos leef tussen ons. Dis powerful. Ons het sy heerlikheid gesien. Wat sy heerlikheid? Die heerlikheid van die een en enigste Seun wat van die Vader gekom het. Daar's net een. Daar's nie 'n ander nie, daar's nie nog nie, baie eksklusief. Dis hoekom hulle Christendom haat. That's it. Dis. Daar's logika. Hier's die logo. Hier's die logo van wat is en hy's hier. Wat meer kan ek vir jou sê? Hy's die enigste. Hy's die verduideliking agter alles. En wat Johannes se hoofstuk interessant maak is hy begrawe nie ons probleem vandag nie. Baie van julle sê vir my, ja, is lekker vir Johannes. Hy het later besef met wie hy geëet het. Dit was lekker vir Johannes. Hy het Jesus gevat en voel en die emosies was hoog want hy het saam met hom geleef. Maar in 3 verse later in Johannes 1 vers 18 skryf hy hierdie. Hy skryf in Johannes 1 vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie. Niemand het nog ooit Logos regtig verstaan of begryp of daarom vasgehou nie. Niemand het God is Logos. Niemand het nog ooit regtig 'n begrip gehad op die realiteit van wat ons doen op aarde nie. Nog niemand kon vasvang al hierdie gode wat julle opdink, kan nie verduidelik hoekom ons hier is en wat die doel van die lewe is nie. Nog niemand kon Logos verstaan nie. Deur al die eeue heen, nie eers die Jode met al hulle kennis en wysheid uit die Ou Testament kon verstaan wie God is nie. Niemand kon God verstaan nie. Die hele Ou Testament kan God nie aan jou verduidelik nie. Want die Logos moes vlees kom word, sodat ons dit sou kon verstaan. Niemand het die Logos nog ooit regtig gesien nie. En dan skryf hy hierdie woorde. Maar die enigste Seun, die enigste uitbeelding, die enigste logo wat God verduidelik, wat self ook God was, en in die naaste verhouding met die Vader is, daar is niks nader aan God as hierdie beeld van God in Jesus nie. Hy het hom aan ons kom bekend maak. Ons het God gesien. Ons het God gesien. Nou, dis moeilik om te verstaan wat hy sê as hy sê Jesus is die naaste verhouding met die Vader. En ek weet hoe om dit aan julle te verduidelik nie, miskien jy klaar jou eie idees en ek mors jou tyd, maar ek wil jy moet verstaan wat hy skryf. Hy soos, wanneer jy iemand sien, maar hulle verteenwoordig iemand anders. Nou in die Bybel is dit mos seun van beteken net verteenwoordiger van die pa. My van, Hodge son of Hodge. So as jy die seun sien, dan sien jy sy pa, son of Hodge. John's son of John. En Jesus is the Son of God. Hy verteenwoordig, hy is die logo van God. Onmiddellik toe ek dit lees, weet jy wat 'n prentjie spring in my kop? Want dit gebeur so baie met my. En maar van julle sal dit dalk verstaan, miskien as jy 'n professor is. Hoe weet jy as iemand 'n professor is? Hulle sê jou. Nee, ek speel. Hoe weet jy as iemand 'n yacht het? Hulle vertel jou. Nou, ek sal mense groet en dan sal ek sê, hallo, hi, ek's Evelyn. Oh, great. En dan sal iemand langs my, soms my vrou, soms iemand sê, ja, hy's 'n pastoortjie van 'n Afrikaanse gemeente in Bellito. En dan weet julle wat gebeur altyd as mense hoor ek's 'n pastoortjie of 'n dominee of iets. Dan groet hulle my weer. O, lekker om jou te ontmoet. Dan kom die hand vir 'n tweede keer uit. Dis asof die eerste keer net soos, hi, Evelyn. En dan sê ek, ek's 'n pastoortjie van Afrikaans. O, lekker, goed om jou te ontmoet. Nou, eintlik is dit nie lekker nie. Eerste keer is lekker Evelyn en dan sê hy's 'n pastoor. O, aangename kennis. Goed om u te ontmoet. Dis asof die tweede groet anders is as die eerste groet. Dis my altyd so interessant hoe mense, as hulle hoor jy's 'n pastoortjie, jou 'n tweede keer wil ontmoet. En weet jy hoekom? Dis dieselfde as iemand 'n dokter of professor of so iets is. Want vir party mense wat ek ontmoet, en dit maak my hart baie seer, maar dis baie waar. Vir party mense wat ek ontmoet, is ek die naaste aan kerk
wat hulle ooit sal kom of ooit gekom het in jare. Ek is die naaste aan kerk wat hulle in jare was. En as hulle my groet, dan is dit so asof daai kerk het naby gekom. Nou dink jy, hoe groet 'n mens nou weer 'n dominee? Kerk het naby gekom. Ek is in die teenwoordigheid van 'n kerkman. Nou, die kerkman, die pastoor. En is mense wat gewoonlik nooit in 'n kerk sit nie. En ewe skielik is hulle in die teenwoordigheid van iemand wat die hoofidee van kerk verteenwoordig. En hulle het die geleentheid om te vra en te praat. En, hoe werk jou kerk? En wat doen jy? En dan deel ek so graag die wonderwerk van Leefgemeente met mense en vertel hulle so graag oor wat God tussen ons kom doen het. En dit is my so voorreg om kerk naby te bring aan mense wat dalk nie kerk toe gaan op Sondag nie. Jesus. Verstaan julle wat Johannes skryf oor Jesus? Hy is die naaste wat jy ooit aan God sal kom. En as jy hom mis, dan mis jy jou geleentheid. Want jy gaan nie kerk toe nie. Jy slaap in op Sondag. En dan daag Jesus op in jou wêreld en jy groet hom. Hy is die naaste verhouding aan God wat jy sal hê. So hoekom ignoreer ons hom? Hoekom fokus ons nie op hom nie? Dis die vraag. En so wanneer hy klaar maak en hy skryf sy woorde, dan sê hy tussen ons kom woon. En as Johannes klaar maak en hiermee maak ek ook klaar, skryf hy in Johannes 14, nagmaal, so kom ek dit wil doen. En almal sit by mekaar en kuier, en is so lekker. En ewe skielik sê Jesus vir hulle, ek gaan weggaan. Dus jy kan nie weggaan nie, jy's hier, jy's Messias, jy kan nie weg, ons mag nie eens hier wees nie, hulle wil ons doodmaak, jy kan nie weggaan nie, hy sê, ek gaan weggaan. En hy skryf hierdie woorde in Johannes 14, en hy sê, maar moenie bekommerd wees nie, laat julle harte nie ontsteld wees. As julle aangaan vir 2026, wil ek vir julle sê, wanneer jy aangaan met jou wêreld, en het voel asof God weggegaan het, dan sê hy op Kersfees vir jou, moenie ontsteld wees nie, ja, maar alles gaan verkeerd. Moenie ontsteld wees nie. En dan sê Jesus iets wat vir my 'n bietjie tong en kies. Is nie lekker om te hoor nie, maar ek gaan dit vir jou sê, want hy sê dit. Jy glo mos in God. Alles is verkeerd. Hey, glo in God. Okay. As jy net glo God is met jou, voel alles 'n bietjie beter, né? As jy voel God het jou verlaat en jy's 'n sondaar en hy stuur jou hel toe, dan voel alles chaos. Maar as jy net voel hy's met jou, voel alles 'n bietjie beter. En Jesus sê, hey, julle Joodse manne, wat worry julle so? Julle glo mos in God. Dan sê Jesus nog iets. Want niemand het God nog ooit gesien nie. Niemand verstaan logos nie. Niemand verstaan die logika agter God se hart nie. So wat help dit jy glo in God? God is 'n onsigbare misterie. En jy noem hom wat ook al jy wil, want is 'n titel. Daai God, hierdie God, wie gee om? God. Jy glo mos in God. En Jesus weet dit werk nie. Dit werk nie om in God te glo nie, hoor. En so daarom voordat Jesus weggaan, sê hy vir hulle hierdie Kersfees woorde op Paasfees. Julle glo mos in God? Glo ook in my. Kyk na my. Jy weet nie wie God is nie? Kyk na my. Kyk na God, kyk na Jesus. Jy wil weet wie God is? Leer Jesus ken. En 'n wonderlike ouetjie, hy sê, as julle my leer ken het, sou julle my Vader ken. Maar van nou af ken julle hom, want julle het God gesien. En nou Filippus hak af, en Filippus met sy groot mond hak af, en Filippus sê, Here, Jesus, jy's 'n mens. Wys ons net die Vader en ons sal okay wees. Engele vir die herders. Goue stof in ons tande, blinde oë wat oopmaak. Here, wys net vir ons jy's met ons. Geef vir ons 'n wonderwerk. Wys ons God. Wat elke groot kerk vir jou probeer wys, is dat God is met jou.
En dis al wat hulle gesoek het, wys ons net eers met ons in 2026, doen iets asemrowends vir ons, God. En Jesus kyk na Filippus, en hy sê vir Filippus, ek is al so lank by julle. Baie van julle wat hier sit, dien die Here al so lank. Hoeveelste Kersfees is hierdie waar jy in 'n kerk sit? Hy sê, ek is al so lank by julle. Het julle my nie leer ken nie? Het julle my nie leer ken nie? Wie my sien, het reeds die Vader gesien. En dis hoekom Kersfees belangrik is. Moenie Jesus ignoreer nie. Moenie in die jaar wat kom mis om die evangelie te lees en te hoor hoe lief Jesus jou het nie. En vir ander mense wat God soek, maar nie God kan sien nie, want die logos is nie daar nie, moenie mis om vir hulle die logo te wys nie. Moenie vir hulle God probeer wys nie, moraliteit, leef beter, doen beter, gee meer vir arm kind. Dit help nie, hoor, dit genuine, dit gaan nie help nie. Wys hulle die logo, agter die ding, want dit het vlees kom word. Hoe weet jy verstaan Kersfees? As ek vir jou vra, wie's God? Sien jy Jesus raak? Ek ken mense wat van Jesus hou en nie van God hou nie. Ek ken mense wat nie kerk toe kom nie. En hulle hou van Jesus, maar hulle hou nie van die God van die kerk nie. Jesus is God. En so ek gaan afeindig en vir julle hierdie vers lees. En ek wil net hierdie vers, dis Johannes, een van sy briefies wat hy skryf en vir 'n kerkie stuur in sy ou dag. En hoor net hierdie 3 versies. En mag hierdie 3 versies jou dra in 2026. Soos Kersfees vir jou sigbaar word en jy God sien, want jy het hom mos leer ken. Jy ken mos vir Jesus. Hoor wat skryf Johannes in 1 Johannes 4. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie. Dit wat hy vir Filippus gesê het. Filippus, het jy my nie leer ken nie? Johannes sê, wie nie liefhet nie, het Jesus nie leer ken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God, die logos, die logika van die lewe, aan ons geopenbaar op Kersfees. Dat God sy unieke, enigste, daar's net een seun, na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom kan leef gemeente, nie deur jou werke nie, maar deur Kersfees kan leef, want ons gaan hom ons nou leer ken. Hierin bestaan liefde. Hier is die bestanddele van liefde. Wil jy verstaan wat liefde is? Wil jy weet waaroor die boek Johannes en Matteus en Lukas en Markus gaan? Hier is waaroor liefde gaan. Dis wat jy gaan lees in die 4 evangelies en die res van die Nuwe Testament. Dis nie dat ons God liefhet nie. Ons kan nie opgaan nie. Maar dat hy ons liefgehad het en sy seun na ons toe gestuur het as versoening vir ons sondes. Kersfees het naby gekom en mense sien dit nie raak nie. Want is te wonderlik. Mag julle die draers wees van Kersfees. Julle wat op Kersfees in 'n kerk sit, voel die verantwoordelikheid om die logos, die logo te kommunikeer aan mense. Mag julle draers wees van Kersfees in 2026. En mag die liefde van die Vader en die genade van sy Seun en die samesyn van die Heilige Gees werklik waar met julle wees, want julle ken mos vir Jesus. Amen en amen.
Nou ek is oor my tyd, maar ek wil nog steeds sê jy moet dit vir my kom doen asseblief. Kom gou. Ons gaan afeindig en ons gaan net saam sing Stille Nag. Een van die mooiste liedjies vir my. Nou, kom sing saam, blykbaar. Stille Nag. Sit net so. En mag die stilte van wat Kersfees beteken in die nag toe Jesus gebore is, vir jou iets wonderbaarliks beteken. En mag jy hom leer ken. Mag jy hom leer ken sodat God met jou sal wees. En jy God sal raak sien, waar ook al jy gaan. Kom ons sing hierdie saam.